Goeiemôre broers en susters. Dis 'n wonderlike voorreg om julle vanoggend te mag groet in die naam van ons Here Jesus en welkom te sê aan in besonder die almal van Gereformeerde Kerk Potchefstroom af wat vanoggend saam met ons hier is en dan ook alle ander gaste, familie en vriende wat vanoggend saam met ons is. Mag julle tuis voel hier tussen die mense van die Here. Vir almal op die uitsending, julle gaan hierdie eers nou sien, ons het vanoggend 'n internetprobleem en ons vra om verskoning daarvoor, maar nog steeds dan nou by nabaat welkom aan elkeen van julle. Dankie vir Truida van der Walt en Charles Oliver en kan nou nie sien wie staan met sy rug hier na ons toe nie, maar vir al die musikante vanoggend. Nico Smit. Nico, baie dankie dat julle ook vanoggend hier saam met ons is. Een van die merkwaardige dinge van die evangelie is dat ons Here Jesus as 'n koning sy troon kon bestyg deur 'n kruis heen. En daarom verklaar ons vanoggend ons afhanklikheid van die Here uit Psalm 95 uit, waar die grootheid van ons Here besing word. As ons sê, kom laat ons jubel tot eer van die Here, laat ons juig oor die rots by wie ons redding vind. Laat ons na hom toe gaan met lof, laat ons hom toejuig met lofgesange, want die Here is die magtige God, die groot koning oor al die gode. Die dieptes van die aarde behoort aan hom, die kruine van die berge is syne, die see is syne, hy het dit gemaak, sy hande het die land gevorm. Kom ons val in eerbetoon voor hom neer, kom ons buig, kom ons kniel voor die Here ons Skepper. Hy is ons God, en ons is sy volk, sy kudde, sy skape, deur sy hand versorg. En dis hier die Here wat ons groet met sy seën vanoggend en sê genade, barmhartigheid en vrede vir jou, van God ons Vader en ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van sy Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en dan loof ons die Here saam uit Skrifverhouding 5:3 uit. Ons sing die eerste 2 verse en dan gaan ons saam ons geloof bely.
Kom ons bely nou ons geloof saam, hardop met hierdie woorde. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing nou saam uit Skrifverruiming 5:2, waar ons verder sing oor die lyding van ons Here Jesus. Onse Vader wat in die hemel is, dis in diepe nederigheid dat ons voor U in gebed kom sit vanoggend. Ons loof U Vader vir U liefde en U genade, waardeur U U Seun na hierdie wêreld toe gestuur het. Ons loof U Here Jesus, dat U die lyding wat ons verdien het, op U geneem het. Ons het gesing vir die misstap van ons voet, vir die sonde wat ons doen, vir die misdaad en onreg wat ons pleeg teenoor U Here, teenoor mekaar, teenoor ander.
vir die wonde wat ons aan ander toedien, vir die wonde wat ons toegedien word, vir al die gebrokenheid wat ons in hierdie wêreld ingebring het, Vader. Vir dit alles het U seun gestraf. Dankie, Here Jesus. Dankie dat U nie teruggedeins het vir die skande van die kruis nie. Dankie dat U dit alles klaar betaal het. Sodat ons vanoggend as kinders van ons vaders, as U broers en susters, as broers en susters van mekaar hier kan saam wees, maar ook elke dag kan leef as mense wat vrygespreek is, onskuldig verklaar. Wanneer ons nou na U woord luister, Vader, vra ons werk tog so deur U Gees in ons, dat ons opnuut weer getref sal word deur die wonder van U seun se verlossingswerk. Here Jesus, mag ons U met geloofsoë as dit ware aan die kruis sien. Mag ons besef, mag ons opnuut weer bely, dit alles het U gedoen vir ons, tot eer van U, tot eer van U Vader. Ons vra dit in U naam. Amen. Aan al ons gaste, ons het in die afgelope klompie weke die intense leiding van ons Here Jesus van Getsemane af gevolg tot en waar ons dan nou vandag kom, waar hy gekruisig word, soos wat Matteus dit vir ons beskryf. En as julle sou wou teruggaan, al daardie preke is beskikbaar op ons YouTube kanaal. Vanoggend kom ons by Matteus 27. Die Here praat met ons vanaf vers 45. Van 12 uur af het daar duisternis oor die hele land gekom, en dit het tot 3 uur geneem. Dus dit het 3 uur geduur. Teen 3 uur het Jesus hard uitgeroep, Eli, Eli, lema sabachthani, dit is my God, waarom het U my verlaat? Party van die wat daar gestaan het dit gehoor en gesê, hy roep vir Elia. Een van hulle hardloop toe gou, vat 'n spons en maak dit vol suurwyn en hou dit op 'n stok vir hom om te drink. Maar die ander sê, wag, laat ons kyk of Elia hom kan red. Jesus het weer hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Op daardie oomblik het die voorhangsel van die tempel van bo tot onder middeldeur geskeur. Die aarde het geskud en die rotse het uitmekaar gebars. Die grafte het oopgegaan en baie gelowiges wat dood was, is opgewek. En hulle het uit hulle grafte uitgegaan. Na Jesus se opstanding het hulle in die heilige stad gekom, waar hulle aan baie mense verskyn het. Toe die offisier en die soldate wat saam met hom vir Jesus bewaak het, die aardbewing sien en die dinge wat gebeur, het hulle baie bang geword en gesê, hierdie man was werklik die seun van God. Daar was ook baie vroue wat op 'n afstand gestaan en kyk het. Dit is hulle wat vir Jesus van Galilea afgevolg het en vir hom gesorg het. Onder hulle was Maria Magdalena, Maria die moeder van Jakobus en Josef en die moeder van die seuns van Zebedeus. Ons lees tot sover.
Ons Here se hele lewe hier op aarde was lyding. Vandat hy ontvang is deur die Heilige Gees en gebore is, het hy na liggaam en siel gelei op hierdie aarde. Maar veral hier aan die einde van sy lewe, toe hy die toorn van God oor die sonde van die hele menslike geslag gedra het. Veral toe het hy gelei. Toe hulle met stokke en swaarde gekom het om hom te kom arresteer, die seun van God, soos 'n rower gearresteer. Voor die priesterhoofde en die familiehoofde is hy verhoor, die waarheid, uitgekry as 'n leienaar en 'n godslasteraar. Voor Pilatus is die onskuldige skuldig verklaar. Toe is die koning gespot, gespoeg en geslaan. Toe is hy gekruisig. En nog het die gespot nie opgehou nie. Selfs terwyl hy aan die kruis is, voel mense hulle self vry om ons Here Jesus te bespot oor wie hy is. Roepstemme gaan op, as jy die Messias is, as jy die Seun van God is, red jouself. Klim af van die kruis af. Kom ons wag, dalk gaan Elia wat hy roep kom. Selfs twee wat besig is om ook gekruisig te word. Twee wat ook deur hulle samelewing en gemeenskap verwerp is. Selfs hulle voeg hulle spotstemme en hulle beledigings by die res van die skare. Dis op hierdie punt waar menslik gesproke daar niks erger meer aan ons Here Jesus gedoen kan word om sy lyding te vermeerder nie. En tog was dit nog nie die dieptepunt van sy lyding nie. Want wat geen mens aan 'n ander mens kan doen nie, is om hom te tref met wat ons belydenis noem, die toorn van God teen die sonde van die hele menslike geslag. Vers 45, van 12 uur af het daar duisternis oor die hele land gekom en dit het 3 uur geduur. Ons Here Jesus was die heeltyd besig om te ly, soos wat die Here self dit vir hom afgemeet het. Hy was nooit die slagoffer van 'n Joodse komplot teen hom nie. Nooit maar net die slagoffer van menslike wreedheid nie. Nee, die profete het voorspel, alles wat gebeur het, sal met die Christus gebeur wanneer hy kom om te ly. En wanneer die duisternis kom, dan word dit duidelik dat dit God is wat straf. Nou hoor ons niks meer van die gespot aan die kruis nie, dis donker. God is besig om sy oordeel te voltrek. Jesaja 13 het al gesê, die sterre en die sterrebeelde sal nie meer lig gee nie. Die son sal al donker wees wanneer hy opkom. Die maan sal ophou lig gee. Ek sal die land straf oor sy boosheid, die goddeloses vir hulle sondes. Die fokus is op die straf wat gedra word. Die fokus is op ons Here Jesus aan die kruis. 3 ure later verwoord ons Here Jesus wat besig was om te gebeur. Die ander evangelieskrywers vertel vir ons van die 7 kere wat ons Here Jesus aan die kruis gepraat het, maar Markus en Matteus noem net hierdie 1 keer. Hulle beklemtoon ons Here Jesus se woorde, my God, waarom het U my verlaat? My God, Jesus hou vas aan sy Vader, die een by wie verlossing, by wie redding seker is. Maar hy beleef nie die liefde van sy Vader nie. Nee, hy beleef die wraak wat ons verdien het. Daarom is daar altyd 'n diep geheimenis in wat presies hier gebeur het. Tussen God die Vader en sy Seun. Ons kan dit nie verklaar nie, ons kan
gewoon deur die werking van die Gees gelowig daaraan vasgryp? Vasgryp aan wat Habakuk noem die heiligheid van die Here. U oë is te rein om toe te kyk terwyl daar verkeerd gedoen word. Vir elke keer wanneer ek en jy sê, maar hoe het die Here, hoe kan hy dit toelaat? Kan hy toelaat dat ek seer kry soos wat ek seer kry, of dat daar aan ons gedoen word wat daar gedoen word? Nee, as ons daar in die duisternis langs die kruis kom staan, dan sien ons Here laat dit nie maar net toe nie. Hy kan dit nie verdra nie. En daarom hierdie wonder wat 2 Korintiërs 5 vers 21 vir ons beskryf, hy wat geen sonde geken het nie, is vir ons sonde gemaak, sodat ons die geregtigheid van God kon word. Of Galasiërs 3, Christus het ons losgekoop van die vloek wat die wet meebring deur in ons plekke vervloek te word. Daar staan naamlik geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout opgehang is. My God, waarom het U my verlaat? Die dieptepunt van ons Here Jesus se lyding, en dan het hy weer hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Matteus gaan nêrens in die gruwel besonderhede in, die verskriklike detail van hoe ons Here Jesus gekruisig is nie. Hy sê bloot, hy is gekruisig en net so, hy het die laaste asem uitgeblaas. Daar word wel vir ons gesê, dat hy daardie asem uitgeblaas het. Hy was nog steeds bewus van waarmee hy besig was. Hy was nog steeds besig om aktief sy lyding te dra en om homself te gee as 'n offer. Lukas verwoord dit vir ons. Jesus het hard uitgeroep en gesê, Vader, in U hande gee ek my gees oor. Na hierdie woorde het hy die laaste asem uitgeblaas. Jy sien, sy lewe is nie by hom weggeneem nie. Nee, dit is gegee as 'n offer. Hy het dit self gesê in Matteus 20, dis wat hy kom doen het. Die Seun van die Mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie mense. Gewoonlik sou 'n gekruisigde se lewe gewoon uitgeknikker het. Hy sou maar net stadig, geleidelik gesterf het, bewussyn verloor het van die lyding, van die bloedsverlies. 'n Groot deel van die wreedheid van die kruis het juist daarin gelê dat dit soms dae lank kon neem. Daarom vertel Markus dat Pilatus verbaas was om te hoor dat Jesus reeds gesterf het toe Josef van Arimatea kom vra het of hulle sy liggaam kan gaan begrawe. Sy lewe het hy gegee as 'n offer. En daarom kan Matteus sê, op daardie oomblik, nadat hy sy asem uitgeblaas het, eintlik letterlik, en kyk, die tempel se voorhangsel skeur van bo tot onder. Die aarde skud, die rotse bars uitmekaar, grafte gaan oop, gelowiges kom uit. Die skeiding tussen God en mens is weggeneem, daarom skeur die voorhangsel van bo tot onder, nie met 'n mens se hand nie, maar deur God self. Nou is dit nie meer net die hoëpriester wat een keer 'n jaar met 'n versoeningsoffer kan ingaan tot in die simboliese diepste plek van God se teenwoordigheid nie. Nee, die Hebreërskrywer sê deur die bloed van Jesus het elkeen van ons nou vrye toegang tot in die heiligdom. En dit op 'n weg wat nuut is en na die lewe lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen. Dit is deur sy liggaam. Daardie oomblik het die aarde geskud. 'n Teken van God se ingryping in hierdie wêreld. Net soos wat hy voor Pilatus, 'n historiese figuur, verhoor is, net so skud hierdie aarde wanneer God hier sterf.
Die rotse het uitmekaar gebars, grafte het oopgegaan. Baie gelowiges wat al dood was, is opgewek. Matteus voeg hierdie inligting van die opstanding van die gelowiges hierin, omdat hy eintlik nie Jesus se dood en Jesus se opstanding so losmaak van mekaar as hierdie twee losstaande gebeure nie. Nee, net soos wat Lazarus opgewek is, so is hierdie dooies opgewek as 'n teken van dit wat ons Here Jesus op daardie Sondagmôre nog sou doen. Die eersteling uit die dood. Die eerste mens wat opgestaan het. Bevry van die dood. Sy dood bring vir ons 'n nuwe bedeling. Toegang tot God en lewe uit die dood. En dan word daar vir ons nog 'n laaste getuienis gegee van die eerste ooggetuienis, en hoe ironies is dit nie? Jy's hulle wat hom gekruisig het. Die offisier en die soldate wat saam met hom vir Jesus bewaak het, toe hulle die aardbewing sien en die dinge wat gebeur, het hulle baie bang geword en gesê, hierdie man was werklik die seun van God. Bang soos die disippels wat saam met Jesus op die berg was toe hy verheerlik is en besef het dat hy werklik die seun van God is. Hier het ons die eerste nie-Jood wat bang word voor die besef. Hierdie man is werklik die seun van God. Dis die oorgang al na al die nasies van die wêreld toe, 'n nuwe volk van God, sy kerk, sy saamgeroepenes wat in Jesus Christus nuwe lewe kom vind. So word die laaste ironie van die kruis aan ons geopenbaar. Dat Jesus, die verlosser, die seun van God, die duidelikste sigbaar is, die duidelikste verstaanbaar is, deur sy lyding en dood aan die kruis. En daarom kan ons vandag fees vier. Want wanneer ons stil staan by die heerlike gebeurtenis van sy bittere dood, durf ek sê, dan sien ons Here Jesus op sy beste. Dan sien ons hom as ons verlosser. Die een wat sy lewe in my en jou plek kom gee het, sodat ek en jy vandag in sy lewe en dood kan fees vier. Amen. Kom ons antwoord deur saam te sing uit Psalm 116 uit en dan saam te bid. Ons kan staan terwyl ons dit doen.
Ons loof U, Here Jesus. U is gevange geneem om ons te bevry van ons gevangenis en die dinge wat ons vasdruk in hierdie lewe. U is uitgekruid as 'n leienaar en 'n godslasteraar vir elke keer wanneer ons ly onder leuns en die gevolge daarvan, vir elke keer wat die waarheid in hierdie wêreld misken word. U is onskuldig ter dood veroordeel. Vir elke keer wat ons in hierdie lewe die gevolge en die impak van sonde beleef van ander, dit wat hulle aan ons doen en ons onverdiend ontvang. Ook vir dit wat ons aan ander doen, sonder dat hulle dit ooit kon verdien. U is mishandel, u is verneder vir ons, u is gekruisig om ons straf te dra. U het gesterf terwille van ons. En hierin, in die goedheid, wil ons onsself verlustig vandag. Oor U wil ons fees vier. O Heilige Gees, vervul ons tog met U woord, met U krag, sodat ons op hierdie dag ons Here Jesus se naam hoog mag oplig, die naam bo elke naam, die naam wat U, ons hemelse Vader, aan hom gegee het, tot verlossing van elkeen wat glo. Ons loof U, Vader, vir die goedheid van U en U Seun, in Jesus se naam. Amen. Ons het nou 'n geleentheid om 'n liefdegawe te gee. Ons gee dit vir Bybelverspreiding. Ons kan dit nou in die sakkies gee, of as jy verkies om dit elektronies te gee, kan jy dit gee in die Bultgemeente se rekening of andersins in Potchefstroom se rekening as dit vir jou gemakliker is, of jou tuisgemeente se rekening. Kom ons gee, mag die woord van die Here verkondig word.
Dit sou eintlik maklik wees om aanstoot te neem vir die evangelie. Want dit kom sê vir ons wat fout is en wat fout was met ons en wat die enigste oplossing is daarvoor. En ek dink in die wêreld waarin ons leef, is dit toenemend so, ons neem maklik aanstoot, ons vier eerder wat ons reg kry en vergeet van wat ons nie reg kry nie. Maar wanneer ons voor die werklikheid van ons Here Jesus se lyding kom staan, dan besef ons. En daarom kan ons vanoggend 'n Paastriomf sing. Net soos wat niemand vir jou kan sê, hoe voel dit wanneer 'n leeu op jou afstorm, behalwe iemand wat al beleef het dat 'n leeu op hom afstorm nie. Is dit eintlik net die gelowige wat vandag kan sing en die wonder daarvan besef van wie kan ons voor die regter daag? Wie kan God se uitverkore kind aankla? Waar is die mond wat durf om hom of haar te verdoem, as God sy kind regverdig noem? Kom ons staan en ons juig saam. Geliefdes, die Here seën en beskerm jou. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee.